Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. In die hemel, net so ook op die aarde. O Here, help ons vandag waar ons gaan kyk na tegniese puntjies wat ongelooflik belangrik is. Ons vra dat U asseblief ons harte sal aanraak en dat U ons mag verander. Amen. Ek is vandag gevra om my skoene 'n bietjie vas te slaan, want ek is geneig om baie te beweeg en rond te loop as ek hier voor staan. So ek gaan probeer om nie te rof aan te gaan nie. Ons gaan vandag kyk, die titel is om die woord reg te sny. Ons gaan 'n bietjie kyk na Daniël 8, Daniël 9, die 70 weke spesifiek, en dan die Messias, die prins. So, ek wil vandag begin op die bekendste vers in die hele Bybel, en dit is Johannes 3 vers 16. Wie van julle kan Johannes 3 vers 16 opsê, sonder om hom te lees hier van vooraf? Wie kan dit doen? OK. Ek hou daarvan. Een van die bekendstes. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 'n Paar vragies. Ons gaan vandag bietjie gesels met mekaar. Daar staan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. Nou, hierdie is 'n veelvuldige keuse vraestel. So julle het 3 opsies oor die God wat gegee het. OK? Is dit die Vader, is dit die Seun of is dit die Heilige Gees? Daar's nie 'n opsie van albo genoemde nie. Baie nice. Wie is dit wat gegee het? Die Vader. Wat het hy gegee? Hy het sy seun gegee. En dit sê vir ons sodat elke een wat glo. Beteken dit almal glo? Nee, maar dit beteken sodat almal wat wel in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So, dit is waar ons nou staan in die geskiedenis. Nou wil ek ons terugvat na aanbidding in die Ou Testamentiese tyd toe. En hier gaan ons bietjie begin tegnies raak. Ek wil hê ons moet gou-gou kyk na Deuteronomium 27 vers 5 en 6. Baie interessante teksie hierdie. Dit sê vir ons daar, en dit gaan hier oor aanbidding van die Here en altare. En jy moet daar vir die Here jou God 'n altaar bou. 'n Altaar van klippe. En jy mag geen yster daaroor swaai nie. Met ander woorde, jy mag nie daai klippe vat en hulle kap en vorm en verander nie. Van ongekapte klippe moet jy die altaar van die Here jou God bou. En jy moet daarop brandoffers bring aan die Here jou God. So, aanvanklik, hoekom het die Here gesê, jy mag nie hierdie klippe vorm en kap en slaan en verander nie? Dit was een van die goed wat my gepla het. En daar's 'n paar goed wat uitgekom het, of waarby ek uitgekom het. Eerstens, dit gaan oor eenvoud, maar ook suiwerheid van aanbidding. Dis nie veronderstel om iets fantasties groot of majesteus of wonderlik te wees nie. Dit moet eenvoudig, maar suiwer wees. Dan, nog ietsie wat by my opgekom het is, dit voorkom menslike verbetering op dit wat God voorsien het. Want ons probeer mos altyd, ja Here, jy het nou vir my hierdie gegee, maar kom ons kyk of ons dit kan beter maak. En ons is geneig om te probeer om dit wat God vir ons gegee het beter te maak. Nou, julle kan gerus 'n bietjie gaan dink aan moontlike toepassings daarvoor. Ek gaan dit nie vir julle die antwoorde gee nie, maar gaan dink bietjie daaroor.
Dit voorkom menslike verbetering op dit wat God voorsien het. En dan die derde enetjie, om instrumente van oorlog weg te hou van aanbidding. Eyster-implemente in daai tyd. En daar's 'n paar tekste in die Bybel wat gaan oor dit. Ek gaan nie almal vir julle gee nie, ek gaan net vir julle een gee. En dit is Joël 3 vers 10. En Joël 3 vers 10 sê, en smee van julle pikke swaarde, en van julle snoeimesse spiese, laat die swakke sê, ek is 'n held. Onthou op hierdie stadium in die geskiedenis waarvan ons nou praat, was yster 'n skaars ding geweest. So jy het die yster wat jy gehad het jy gebruik om of 'n wapen te maak of om iets te maak wat jy mee kan kap of gebruik. En om te keer dat oorlog en stryd binne in aanbidding inkom, het die Here gesê, moenie gaan kap aan daai goed nie. Moenie gaan kap nie. Bietjie later het die Here dit verder gevat. So aanvanklik die altare waarop daar geoffer is, later, en hier spring ons Deuteronomium 12 vers 5 en 6. Dit sê, maar die plek wat die Here jou God uit al jou stamme sal uitkies, om sy naam daar te laat woon, nader daarheen en kom daarheen. So die Here het op 'n stadium gekom en gesê, spesifieke plek, hy gaan dit kies. En daar moet julle die brandoffers en die offers offer, en die tiendes gee en julle hande oplig in al wat julle wil gee. En daar moet julle voor die Here jou God juig. Julle en julle seuns en julle dogters, en julle knegte en diensmagte, en die leviet wat binne jou stede is, want hy het geen deel of erfenis by jou nie. Aanvanklik in die oop veld, bou 'n altaar, aanbid die Here, maar die klippe mag nie gekap word nie. Later het die Here 'n plek gekies. Wat was die naam van hierdie plek gewees? Ek wil graag by julle hoor. Wat is die naam van hierdie plek wat die Here gekies het? Wie kan onthou? Hoofstad van Israel, Jerusalem. Want dit was waar die tempel was, en dit is die plek wat die Here gekies het, waar daar spesifiek aanbid moet word. Maar die probleem is, Jerusalem is vernietig. En daar was ballingskap. En nou kom ons uit by Daniël. Maar voordat ons by Daniël kom, hoekom het dit plaasgevind dat die volk in ballingskap ingegaan het? En daar was 'n paar redes, onder andere afgoderry, maar die rede wat ons gaan lees in 2 Kronieke 36 is verskriklik interessant. En dit sê vir ons, en dit is nou met koning Nebukadnesar toe hy Jerusalem ingeval het, en die wat van die swaard oorgebly het, het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koninkryk van Persië tot heerskappy gekom het. Baie interessant, totdat die koninkryk van Persië, so dit sê vir ons, wie was Babel se opvolger gewees? Persië. Sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word, totdat die land van sy sabbate vergoeding gekry het. Al die dae van die verwoesting het dit gerus om 70 jaar vol te maak. So een van die redes vir die ballingskap was sabbatskending. Een daarvan. Afgoderry, definitief 'n groot deel daarvan. En nou kom ons uit by Daniël hoofstuk 8. En vandag wil ek hê julle moet saam met my bietjie gesels. Daniël hoofstuk 8, en vir die van julle wat bietjie wil kroek vandag, julle is meer as welkom, dis 'n oop boek toets vandag. So as julle gaan kyk vir my asseblief in Daniël hoofstuk 8, die eerste gedeelte van Daniël hoofstuk 8, vanaf vers 1 tot 14 gaan oor die profesie of die gesig wat gesien is deur Daniël. En dan die tweede gedeelte van hoofstuk 8 gee vir jou die verklaring van die profesie. Nou die vraag wat ek vandag vir julle wil vra is, die eerste ding wat Daniël gesien het,
is hy 'n bokram gesien en die bokram het 2 horings gehad. Maar die een horing was groter as die ander een. Wie was dit? Mede en Perse, dis reg. So as julle wil die antwoord gaan lees en julle wil dit kry, en is baie interessant, die Bybel gee vir ons die antwoord, spesifiek in vers 20. Hy sê vir ons, die ram is die Mede en die Perse. En die rede hoekom die een horing groter en sterker was as die ander een is, die ene helfte van die koninkryk was sterker gewees. Dan was daar hierdie harige bok, wat julle kan sien daarso op die skerm, met hierdie vreeslike groot horing aan die vierkant. En wie was die harige bok gewees? Macedonië. Goeie antwoord. Die Griekse koninkryk. Die Grieke. En die antwoord is in vers 21. Vers 21 sê baie duidelik vir jou wie dit is. En dan sê dit ook dat hierdie horing gaan afgebreek word. En nou wil ek by julle weet, nou raak dit bietjie moeiliker. Wie was die horing wat afgebreek is? Alexander die Grote, want dit sê vir ons ook in vers 21, dit is die eerste koning. En in sy plek het daar 4 koninkryke ontstaan. En dit is nou by die groot prentjie daarbo in die woorde van Daniël hoofstuk 8. Die horingkie, julle sal sien hier op die voorkop, is hy afgebreek en toe daar 4 horings uitgekom. En die 4 horings is baie interessant. Ek wil graag weet, wie is die 4 horings? Is daar iemand wat hulle name ken? Enige iemand wat wil probeer. Onthou, Alexander die Grote was die eerste koning, 32-jarige ouderdom, of 32 of 33-jarige ouderdom is hy oorlede. Baie, baie jong, en toe hulle op sy sterwensbed vir hom vra, maar wie is jou opvolger? Toe het hy blykbaar gesê, die sterkste. En hy het nie vir hulle antwoord gegee nie. En daar het ongelooflike oorlog ontstaan onder sy 4 generaals. En op die ou einde het 4 van hulle die koninkryk verdeel onder hulle. En ek wil weer eens vra, enige iemand met 'n idee van die name? Iemand is besig om te Google hierso. OK, julle mag maar dit ook doen. OK, die ouens se name, en ek vergeet gewoonlik een van hulle, is Cassander, Lysimachus, Ptolemeus, en ek het die 4de een onthou, Seleucus. En die koninkryk van Alexander is verdeel onder hierdie 4 generaals. En nou wil ek vir julle 'n baie moeilike vraag vra. Kleopatra, was sy 'n Egiptenaar gewees? Nee, sy was nie. Kleopatra was 'n afstammeling van een van hierdie 4 Griekse generaals gewees, en spesifiek Ptolemeus. So sy was eintlik Grieks gewees. Maar sy het regeer oor Egipte, want dit is wat haar voorvaders, die grondgebied wat hulle gekry het op die ou einde van die dag. OK. Nog iets wat gebeur. Julle sal sien daar op die 4 horings. Tussen daai 4 horings het daar 'n klein horingkie uitgekom. En daai klein horingkie het groot marakas veroorsaak. Onder andere in Daniël 8 vers 9 sê, en uit een van die het 'n horing eers klein uitgekom. So hy het klein begin. Maar dit het baie groot geword na die suide en die ooste en na die pragtige land toe. En op die ou einde van die dag het hierdie klein horingkie God se mense vervolg. Maar dit sê ook vir ons dat hy vernietig gaan word sonder mensehande. So, hoofstuk 8 van Daniël verduidelik homself. Die eerste gedeelte gee vir jou die profesie, en dan later aan kry jy die verduideliking. En die Bybel is baie duidelik, hy vertel vir jou presies, hierdie koninkryk is hierdie land, daardie koninkryk, daardie land.
Die klein horingkie kan julle self uitwerk, ek is seker daarvan. En dan kom ons uit by vers 14, die laaste versie van hierdie profesie. Daniël 8 vers 14. En hy het vir my gesê, 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En Daniël sien hierdie gesig. 2300 aandes en môres. Dink julle Daniël het sy Bybel geken? Ek dink so. En ons weet dat in profetiese tyd stel 'n dag 'n jaar voor. En Daniël het gedink, 70 jaar dan gaan ons terug na Jerusalem toe. En hier kry hy hierdie profesie van 2300 aandes en môres. En ek is oortuig daarvan, Daniël het geweet, 2300 aandes en môres is 2300 dae, dis 2300 jaar, en ek dink nie Daniël het gesien vir nog 2300 jaar van slawerny. En dit het hom verskriklik geaffekteer. Nou, die teks sê, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En ek het vir julle 2 prentjies daar gesit. Die versoendag of Yom Kippur, wanneer die heiligdom op aarde gereinig geword het. Maar daar's ook 'n dubbele betekenis en 'n tweede tempel. OK, so dit is hoekom ek die ander helfte van die prentjie vir julle daar gewys het. Nou kom ons kyk so 'n bietjie vinnig na wat was die effek van hierdie 2300 aandes en môre se gesig op Daniël gewees. En vers 27 sê, en ek, Daniël, was gedaan. Wie van julle het al so gevoel? Gedaan? Ek kry dit nogal gereeld, hierdie week was een van hulle. Gedaan, en ek was dae lank siek. Daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen, en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie. 2300 aandes en môres? Een van die plekke waar ons tyd kan koppel en die verduideliking van 'n dag, 'n jaar, kry ons in Numeri 14 vers 34 en dit sê, volgens die getal dae dat julle die land verken het, dis toe die spioene uitgegaan het in die beloofde land, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle ongeregtigheid dra 40 jaar lank en my teestand gewaar word. 40 dae het hulle verken, slegte rapport teruggebring, 40 jaar binne in die woestyn. Nou kom Daniël en hy weet, Jeremia het gesê 70 jaar dan gaan ons terug Jerusalem toe. En nou kry hy hierdie profesie van 2300 aandes en môres. Maar kom ons lees gou-gou. Daniël 9 vers 2. En dis 'n vraag wat by my ook opgekom het. Wat doen jy in 'n krisis? En die beste ding wat jy kan doen, veral as dit 'n geloofsaak is, gaan na jou Bybel toe. Lees wat Daniël gedoen het en volg sy voorbeeld. En vers 2 sê, in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk. So wat het hy gaan doen? Hy het sy Bybel gaan studeer. Gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, 70 volle jare was. So Daniël het uitgesien om terug te gaan Jerusalem toe. Hoe oud dink julle was Daniël gewees? Onthou, hy het aangekom in Daniël hoofstuk 1 as 'n jong man. En hier sien hy 70 jaar is verby. So wat daai ouderdom ook al was, sit jy 70 jaar by om te weet hoe oud was Daniël toe hy hierdie gesig gesien het. Enige een van julle 'n idee min of meer hoe oud was Daniël? Baie naby. Ja,
Omtrent 88, dis 'n korrekte antwoord. Want Daniël was ongeveer tussen die ouderdom van 16 en 18 toe hy aangekom het in Babel. Plus 70 jaar, maak van jou omtrent 88 jaar oud. Baie interessant. Kom ons vat dit bietjie verder. Daniël het 'n verduideliking gehad vir die eerste gedeelte van Daniël hoofstuk 8. Maar die tydgedeelte het hy nie 'n verduideliking voorgekry nie. En Gabriël kom terug na hom toe. En Gabriël sê vir hom in Daniël 9 vers 24, 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Wie is die volk? Die Israeliete. Wie is die heilige stad? Jerusalem. Om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van sondes vol te maak en ongeregtigheid te versoen en ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. So, Daniël is onderrig gegee, want hy het nie geweet wat gaan aan met hierdie ding van die 2300 aandes en môres nie. En Gabriël kom na hom toe. En die eerste ding wat hy vir hom vertel is, vir jou volk en vir jou stad, is daar 70 sewetalle. Okay? 'n sewetal is hoeveel? 7. 70 maal 7 is 490. Kan julle onthou van 'n sekere disipel wat vir die Here gevra het, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? En hy het gesê, 70 maal 7, 490 keer. Daarna kan jy hom maar slaan met die hamer. Is dit wat die Here gesê het? Okay, 70 maal 7. En dit is vir sy volk gegee. Okay. Hy het onderrig ontvang spesifiek oor wat hier aangaan. En dit sê vir ons dat toe hy aanvanklik begin bid het, is Gabriël uitgestuur. Nou ons gaan net so gedeeltetjie hiervan raak. 70 sewetalle vir jou volk en jou stad. Okay. En die laaste gedeelte is om wat hoogheilig is te salf. Wie van julle weet van mense wat gesalf is in die Bybel? Wie's gesalf? Enige idees? Al die konings, yes. Wie nog? Jesus, wie dit gesê? Dis 'n briljante antwoord, dis presies wat ek gesoek het. Jesus is gesalf. Hoe is hy gesalf? Met die Heilige Gees. En dit kry ons in Handelinge 10 vers 38. Handelinge 10 vers 38 sê 'n baie belangrike ding hierso. Jesus is gesalf. Dit sê, en om wat hoogheilig is te salf. Is dit sommer enige ou daai? Nee. Jesus gesalf. Handelinge 10 vers 38 sê, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En wat het daarna gebeur? Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Baie duidelik. Okay. Nou gaan ons bietjie kyk na hierdie 70 sewetalle en ek dink julle ken hierdie baie goed. Julle is almal bekend met hierdie. Die bevel kom van koning Artasasta af. En is baie interessant in Esra hoofstuk 7 vanaf vers 11 tot 26 is die dekreet van die koning woord vir woord oorgeskryf binne in die Bybel. En die dekreet het gesê, julle is 'n onafhanklike nasie. Herstel die tempel, kry julle eie regering, stel julle mense aan en word weer 'n onafhanklike volk. En dit is waar die woord uitgegaan het. En die jaar waarin dit plaasgevind het, die jaar 457. Dan sê dit vir ons, in vers 25, Daniël 9:25,
Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. So, hulle het heeltemal onafhanklik geword. Tot op 'n gesalfde is 7 7-talle en 72 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. So daar's 2 periodes. Herstel, opbou van Jerusalem, 7 7-talle. 7 maal 7 is 49. En dan is daar nog 62 7-talle wat 430 jaar is tot op 'n gesalfde wanneer die Messias se bediening begin. En die Messias se bediening begin in die jaar 27 en dit werk presies uit. En dan ons volgende versie sê vir ons wat gebeur met die Messias. Vir 1 week lank is daar 'n sterk verbond. Jesus het gepreek vir 3,5 jaar en hy is gekruisig. Na die 3,5 jaar is daar nog 3,5 jaar wat die boodskap verkondig is. En toe is die tyd verby en Stefanus word gestenig 3,5 jaar later. Die probleem wat ons het deesdae. Baie mense glo aan die futuristiese beskouing. En die futuristiese beskouing het ek ook vir julle hier opgesit. En volgens hierdie beskouing vind die herstel van Jerusalem plaas volgens Nehemia. En dit vind plaas in die jaar 445. En dan kom die getalle uit op baie snaakse plekke, onder andere ook in die jaar 30 na Christus, waar die Messias, die prins, verskyn. En dan wat gedoen word met die futuristiese beskouing is, die laaste week word afgekap. En hy word geskuif na die einde van tyd toe. En aan die einde van tyd word daar gefokus op Jesus of word daar gefokus op die Antichrist? Op die Antichrist. En dit sê vir ons daar aan die begin van hierdie week, en daar's ongeveer 2000 jaar wat hierdie laaste week geskei word. Die Antichrist word bevestig 'n verbond met baie. En in die helfte verbreek hy die verbond en daar's groot verdrukking. En dan aan die einde daarvan kom Christus terug. En die Antichrist word vernietig. So. Kom ons kyk gou-gou na 'n opsomming hiervan. Wat is die probleme? Eerstens, die 70 weke is nie aaneenlopend nie, en daar is hierdie vreeslike groot gaping binne in hierdie profesie. En dit word beskou deur die meeste mense deesdae as die kerktydperk, wat hierdie gaping vul. En dit begin in die 69ste week en gaan voort vir ongeveer 2000 jaar, en baie interessant, ons is baie naby aan die jaar 2027. Interessant. Die 70ste week word nie in die eerste eeu vervul nie, maar word gesien as 'n toekomstige tydperk wat spesifiek op die nasie van Israel toepassing het. Die fokus van die toekomstige 70ste week skuif vanaf Christus na die Antichrist toe. En die verbond wat hy sluit en die verbreeking daarvan, wie doen dit? Die Antichrist. En die groot verdrukking. So, futuristiese interpretasie, het tel jy 'n probleem op met Jesus en sy bediening. Want dit sê vir ons, in die helfte van hierdie week sal hy offerandestelsel staak. Kom ons lees dit gou-gou. Dit staan in
En nou het ek weer my bril nodig, want ek het vergeet om hierdie teksie in te sit vir julle. Kom ons lees dit net gou-gou. Vers 27 van Daniël 9. En hy sal 1 week met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Wie is die hy? Jesus. Hoe het hy slagoffer en spysoffer laat ophou? Deur dit te word. Want die Bybel vertel vir ons, Johannes het gesê, kyk daar is die lam. Okay, hy het dit geword. En dan sê dit, en op die vleuel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes was, uitgestort word. As 'n mens Nehemia se opdrag aanvaar as die begin hiervan, in die jaar 445, dan is daar 'n paar probleme. Eerstens, Daniël praat van die herstel van Jerusalem. Nie net bloot die herbou van die mure nie. En Daniël 9:25 sê, van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou. En die sleutelwoord hier is herstel. Esra 7 gee vir Israel die volgende. Gee vir hulle 'n burgerlike regering, dit gee vir hulle regters en magistrate, en dit gee vir hulle die mag om hulle eie wet toe te pas, dit gee vir hulle finansiële ondersteuning en herstel van die Joodse staatsstelsel. En dit kry 'n mens spesifiek in Esra 7 vers 25 en 26. Nehemia se opdrag wat hy geontvang het gegaan oor die herbou van die stadsmure, die verkryging van hout, veilige reis na Jerusalem. Okay. Maar Jerusalem was op daardie stadium reeds besig om herstel te word. Dis die volgende probleem. Maar hulle het probleme opgetel. Offerhandes het reeds plaasgevind, priesters en leviete was reeds aangestel. Byvoorbeeld, Esra 6 vers 15 sê, en hierdie huis is voltooi. En Nehemia het eers later gekom. En Nehemia het definitief nie 'n nuwe proses begin nie. Esra 7 bevat hierdie dekreet waarna ons net nou verwys het. En dit is 'n formele dekreet. En jy Esra, stel volgens die wysheid van jou God. Dit is die woorde wat gespreek is deur koning Artasasta. Die volgende probleem wat ons optel, en dit is die grootste ene, die tydlyn verwys nie meer na Christus nie. So deur hierdie week af te kap, is jy besig om Jesus uit hierdie profesie uit weg te haal. En nou begin jy om te fokus op die Antichrist. Okay. Dan is daar 'n probleem met die jaar 27. Daar's 'n probleem met die salwing van Jesus. En dit is hoekom die dekreet van Artasasta die gewig dra. Dit verswak ook die verhouding of die verband met Esra se bediening. Want Daniël hoofstuk 9 handel oor Jerusalem, die heiligdom, die verbond, die herstel na die ballingskap ensovoorts. En al daardie word verlore. Die Nuwe Testament beklemtoon Jesus se salwing. Dit verwys in Daniël 9:25 na die Messias, die prins, en die doop wat moet plaasvind, waar hy deur die Heilige Gees gesalf is. Die sterkste probleem of die sterkste Bybelse argument teen hierdie afkapping
is as die beginpunt van Daniël 29 verwys na die bevel om Jerusalem te bou, dat dit daarna verwys. En Esra se dekreet gaan net oor Jerusalemse godsdienstige en burgerlike administrasie. So, dis 'n volledige herstel, terwyl Nehemia net gaan om die laaste stukkie werk klaar te maak. Dit is hoekom hierdie spesifieke argument 'n probleempie optel. En ek wil vandag hier eindig en kyk na die teologiese implikasies. Eerstens, dit verbreek die natuurlike lees van die profesie. Met ander woorde, soos wat jy die boodskap sou gelees het, vat jy nou hierdie 1 week en jy haal hom weg. Daniël 9:24 tot 27 praat van 70 weke wat bestaan uit 7 weke plus 62 weke wat vir jou 69 gee, en dan het jy 1 week wat oorbly. So as jy hom natuurlik lees, maak dit nie sin, en daar's nêrens in Daniël 'n aanduiding dat hierdie afgekap moet word en geskuif moet word nie. Dan, volgende, dit verskuif die fokus weg van Jesus af. En dit is hoekom ek begin het met Johannes 3 vers 16. Dit haal jou oë van Jesus af en plaas jou oë op die Antichrist. Die Messias word nie meer die middelpunt nie. Hy word nie meer die een wat die offerandestelsel stop nie. Nog 'n probleem wat ons optel. Dit verswak die bewyse van Jesus as die Messias in Daniël. Jesus se doop is verwyder, sy bediening is weg. Die feit dat hy gekruisig het en gesterf het as die lam is weg. Dan het jy hierdie gaping, hierdie massiewe gaping van 2000 jaar wat ingesit word. Die volgende probleem wat jy optel, is dit verander die betekenis van die woord bepaal. Want die woord bepaal beteken daar is iets afgesny of uiteengesit of afgemeet spesifiek. En dit moet uitgesny word uit 2300 aande se môres. So een van die probleme wat jy optel is, wat van die res van die 2300 aande se môres? Want as jy begin met die 2300 aande se môres en die 70ste week eindig wanneer Christus kom, wat van die res van die profesie? Daar's 'n probleempie daar. So dit verander ook die verhouding tussen Daniël 8 en 9, wat 'n groot probleem veroorsaak. En ten laaste beïnvloed dit die verhouding tussen Israel en die kerk. En daar is waar een van die probleme vandaan kom. So die oomblik wat 'n mens begin om die profesie te kap en te skuif, is daar 'n groot probleem met hierdie hele profesie. En die rede hoekom ek vandag hierdie met julle wou gedeel het, dis eintlik 'n helfte van 'n preek wat ek met julle gedeel het. Want gekoppel aan hierdie laaste week, is daar ook nog ander goed wat geskei en uitmekaar uitgekap word. Maar die grootste probleem wat ons optel is die volgende. Jy verloor Jesus as die Messias. En dit wat hy kom doen het, ons ontweet almal, wat het gebeur toe Christus gesterf het aan die kruis? Hy het sy asem uitgeblaas en die voorhangsel is geskeur, sodat ons direkte toegang kan hê tot die hemel en tot die Vader. En al daardie betekenis en simboliek word vernietig die oomblik wat jy die fokus afhaal van Christus en dit plaas op die Antichrist. So die helfte van hierdie preek is nou vandag gedoen. Die ander helfte kom miskien op 'n volgende geleentheid. Ek hoop julle het dit geniet.
Ek hoop dit het vir julle 'n bietjie meer sin gemaak, want partykeer is dit baie goed om te gaan kyk na wat is die verskillende beskouings wat 'n mens kry binne die godsdienstige wêreld. En die probleem wat ons hier het spesifiek, is dat Jesus word vernietig. En eintlik, deur daardie leerstelling te aanvaar, is jy besig om te sê, maar my Messias het nog nie gekom nie. Ken julle van mense wat so glo? Vir my het die Messias nog nie gekom nie. Ek wag vir die Messias om te kom. Is dit die waarheid of nie? Baie dankie julle. O Here, ons kan U nie genoeg dank vir die wondere van U woord. O Here, dankie dat U dit so eenvoudig gemaak het. O Here, en help ons om te onthou, as daar stryd en twisvrae en onsekerheid opduik, help ons om te onthou die voorbeeld van Daniël, wat hom gewend het na die skrifte, om duidelikheid te kry oor die ondersoek van hierdie saak. O Here, help dat ons altyd sal bou op die rots, en ons vra dat U ons sal help, dat ons in hierdie week op die regte pad sal staan, dat ons die woord sal regsny, en dat ons bovenal nader aan U mag kom. Wil U elkeen van hierdie pragtige mense behoed en bewaar, wil U hulle lei, en wil U almal van ons vol met U Heilige Gees. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.